neem. So, baie van julle is bewus van die feit dat ons is besig met die brief, die boek, wat ook al ons dit wil noem, van Hebreërs. En ek sou vandag begin het met die volgende gedeelte daarvan, maar toe spring iets uit in die week met my, die Here praat met my, dinge gebeur, wat my bring na hierdie, wat ek vandag na oor wil praat, en ek dink dit is 'n relevante tema, wanneer die ongeluk tref. En dan sal ons nou verder gaan as ons die stelling maak, wanneer die ongeluk tref. Nou ek wil vir julle sê, in hierdie week het ek met 'n klomp mense gepraat. Ek wil nie sê 5 nie, want 5 is dalk te min. Miskien is dit 10, 15, 20 mense wat ek mee gepraat het, hier in die dorp, vriende van my, familie van my. En die realiteit is, niemand van hulle is positief nie. Niemand van hulle is gelukkig op hierdie stadium nie, want die ongeluk tref die heeltyd. En as ek praat van die ongeluk, praat ek nie nou van groot goed nie, ek praat van omstandighede, wêreldgebeurtenisse wat lei dat die kosseprys opgaan, dat die elektrisiteit opgaan, dat die diesel, die petrol opgaan. Dis 'n ongeluk wat tref, almal kla daaroor. Dan kla die mense oor dit, en dan kla die mense oor dit, en oor dat. Die ongeluk tref. Nou, ek praat nou persoonlik ook vandag, en as ek vandag persoonlik praat, is dit nie om simpatie te kry nie, maar ons het ook verskriklik baie ongeluk in ons lewe. En ons moet ook die waters navigate. Dinsdagoggend bel Cecile my en sy sê sy was in 'n ongeluk gewees. Sy praat met my so dit kan nie ernstig wees nie, gelukkig was dit nie ernstig nie. Die kar het net baie seer gekry, sy het in Kerkstraat gery, en 'n kar het voor haar gestop, sy het dit te laat gesien, sy het 'n bietjie beheer verloor, die kar het gegly op die natpad, want dit moes gereën, en sy het die ander kar se agterdeur afgeskryf, en haar kar gelukkig nie baie skade nie, maar is ongeluk. Nou is dit versekering, nou is dit bybetalings, dit is hierdie, dit is daai, dan reën dit, dan lek daar 'n dak, dan waai daar 'n boom om, en dan het ons nie krag vir 'n week nie. Die ongeluk tref ons die hele tyd. Nou, ek wil die eerste stelling maak vandag, om te sê, niemand beplan vir ongeluk om te gebeur nie. Niemand staan die oggend op en sê, vandag gaan daar soveel ongelukke op my pad kom nie, of is daar van julle wat so is, want as jy daar is, dan het ek 'n probleem, of dan het jy 'n probleem. Ek staan op in die oggende, en ek sê vir die Here, dankie dat ek asemhaal, en dankie vir sy voorsiening, en Here, beskerm ons asseblief, dat daar nie nog iets gebeur nie, maar dan gebeur daar partykeer nog iets, en nog iets. Maar ons beplan nie vir die ongelukke nie, maar die vraag is, wat doen ons wanneer die ongeluk gebeur? Partykeer kom die oproep. My oproep het Dinsdagoggend gekom, en was dan net in 'n ongeluk. Is dit 'n groot ongeluk? Ja, dis 'n baie groot ongeluk. Ek klim in die kar, gryp vir Christof en ons jaag af. Gelukkig is dit nie 'n groot oproep nie. Die dokter gee die nuus dat dit wat fout is daar binnekant nie gesond gemaak kan word nie. Die werk wat ek voorbeplan, die drome wat ek het oor my toekoms gebeur net nie. Die huwelik breek op in stukke. Die kind loop weg. Dit gebeur ook. Of die finansies stort in mekaar. Dis waar ons nou is in ons land. Die finansies stort in mekaar, ons rand val. Ons ekonomie doen nie goed nie. Ramaphosa gaan blykbaar gefire word. Ons weet nie wat is die toekoms van ons land nie, maar almal wat ek mee praat net ongeluk, en daai ongeluk tref ons ook. En wanneer die ongeluk tref, is dit maklik om dan hierdie vraag te vra. Here, waar is
U. Want in 95% van die tye wat ek met mense praat wat nie glo in God, gooi vir my hierdie vraag in my gesig. Waar was God gewees toe my pa gesterf het in 'n plaasmoord 15 jaar terug? Waar was God gewees toe die band gebars het en my ma het in 'n boom vasgery op die grondpad? Waar was God gewees? Waar was God gewees? Maar nou het ek 'n ander vraag wat ek vir julle wil vra, is waar woon my hart elke dag wanneer ons praat oor ongeluk? Wanneer ons beleef wat ons beleef? Waar lewe ons hart? My hart lewe nie altyd waar hy moet lewe wanneer hierdie goed gebeur nie, want nog R5.000 daarmee heen vir 'n bybetaling, nog R10.000 vir dit, nog R5.000 vir dit, nog 'n verkoue wat nie wil weggaan nie, nog 'n maag wat pyn. Nog familie wat die heeltyd kla en sê hulle kan nie sien hoe Christof groot word nie want ons bly ver. Nog iemand in die dorp wat sê hulle weet nie hoe hulle die einde van die maand gaan maak nie. Dan vra ek die vraag, waar woon my hart? My hart woon nie altyd waar hy moet wees nie, en ek kan ons nou eerlik met julle wees, want ons is nou familie. So wees eerlik met jouself, waar woon jou hart? Die volgende vraag wat ek wil vra is God nie net nog 'n deel van my noodplan nie? Nou tref die ongeluk. Nou ewe skielik sien ek die Bybel. Kom ek onthou nou van God, want hy sê in sy woord, hy sal my nooit verlaat nie. Hy wil hê dit moet goed gaan met my. So nou dat ek in die ongeluk is, nou is God goed genoeg. Of is ek daagliks bewus van sy teenwoordigheid? Dis eerlike vrae wat ons vir mekaar moet vra, want die ongeluk gebeur. Nou sit ek en ek berei 'n preek voor wat ek wil Sondag preek, en ek wil dit nie preek nie, wat my hart is nie in daardie woord nie. En ek kry elke dag van 'n plek af 3 e-posse. Kry dit al vir die laaste amper 17 jaar van my lewe. Hulle stuur vir my elke dag een of ander mooi quote wat een of ander ou gesê het. Jy weet, een van daai groot ouens wat quotes skryf, wat ons mos nie kan nie. En ek lees dit, en ek kry 'n e-pos elke dag wat sê, wat het Jesus gedoen? En dit fokus op Jesus se persoonlike lewe en die evangelies. En ek lees dit, en ek lees dit ook nie altyd nie, want baie keer is 'n mens besig, en ek kry 'n e-pos van die daaglikse vers, wat daai ouens nou gee. Dit is nie die YouVersion Bible app of daai ouens nie, dis iemand baie ouer as dit. En die eerste ding wat ek sien is 1 Tessalonisense 5 vers 16 tot 18, en ek ken dit uit my hart uit. Ek weet presies wat daai verse sê. Nie omdat ek 'n pastoor is nie, omdat ek lief is vir die woord en ek is lief vir die Here, maar dit het nie so gevoel in die week nie, want dit is net ongeluk op ongeluk, negatief op negatief. En ek weet wat daai woorde vir my sê, en ek weet die Here sê vir my, Philip, luister nou net 'n bietjie weer eens vir my woord. En ek lees dit in Engels eers, want dit is in Engels die e-pos, en ek gaan na die Afrikaanse ou vertaling, die 53, en dit lees die volgende: wees altyd deurbly, bid sonder ophou, wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle. En ek sit daar en ek sê, maar hoe moet ek dankbaar wees? Oor 'n kar wat gestamp is, en daar's 'n goeie kans dat die versekering dit nou obviously wil afskryf, en dan het ons probleme. Hoe moet ek dankbaar wees van al hierdie goeders wat op my pad kom? So Here praat met my. En ek gaan sit en ek lees daai vers weer, en ek besluit, okay, kom ons gaan kyk, wat sê Paulus hier vir my en vir ons deur hierdie eenvoudige opdrag, wees bly, bid. Jy weet, want dit is die wil van die Here. En ek gaan lees 'n bietjie, en ek gaan kyk weer 'n bietjie die omstandighede van waarin Paulus hierdie geskryf het, en ek kom agter, Paulus sê hierdie, wees altyd dankbaar,
wees bly, bid sonder ophou, want dis die wil van die Here. Hy skryf hierdie aan 'n gehoor soos wat ons is. 'n Klomp mense wat dit nie perfek het nie. 'n Klomp mense wat vervolging beleef. Christene wat gegooi word vir die leeu's, onderste bo gekruisig word. Ouens wat dit nie maklik het. Hy skryf dit aan 'n groep mense wat ook ekonomiese druk beleef het. Want in daai tyd was daar so ryk gewees die Romeine en hulle was nie baie maklik gewees nie. En daar was burgeroorlog en daar was die heeltyd konflik. So hy skryf hierdie aan 'n groep mense wat dieselfde beleef as ons. Elke oggend dan gaan drink ek my koffie en ek kyk Fox News om net te probeer hoor, Trump het gesê dis nou klaar. Die oorlog is nou verby. Die skepe kan weer vloei, laat ons ekonomie net kan asem hê. Elke oggend sit ek, want ek bid daarvoor, want ek wil nie hê mense moet doodgaan nie, want elke persoon wat doodgaan, het nie die geleentheid gehad om van Jesus Christus te hoor nie, so ek wil nie oorlog hê nie, en ek wil nie dit moet sleg gaan met ons nie. Hy skryf dit aan mense soos ons. Maar tog sê hy in hierdie omstandighede, wees bly, bid geduldig en wees dankbaar. So hoekom moet ons daai 3 goeders doen wat Paulus vir ons sê? Dit klink eenvoudig en dit klink baie oppervlakkig, maar kom ons kyk 'n bietjie, as ons net hierdie 3 opdragte oopbreek. Kom ons kyk wat sê Paulus vir ons. Hoekom sê hy daai opdragte? Wees altyd bly. Dit is verskriklik moeilik om altyd positief te bly. As almal om jou kla oor die skool, oor die werk, oor die petrolprys, oor die prys van brood en elektrisiteit en dat die wind nog te veel waai want dit waai bome om en dit val op karre. Dis verskriklik om bly te wees en positief te wees wanneer dit gebeur. Maar kom ons lees gou op Psalm 13, vers 2 tot 3 en dan vers 6. En Dawid sê hierso, hoe lank, Here, sal U my altyd weer vergeet? Voel dit nie partykeer so nie? Voel dit nie partykeer dat God ons vergeet nie? Ons kan dit vir mekaar sê, Dawid het dit gesê. So dit staan in die Bybel, dit voel partykeer so, hoe lank gaan U my vergeet? Hoe lank sal U vir my U aangesig verberg? Hoe lank sal ek planne beraam in my siel, met kommer in my hart oordag? Hoe lank sal my vyand hom oor my verhef? Maar ek, op die goedertierenheid vertrou ek. My hart sal juig oor die heil. Ek wil sing tot eer van die Here, omdat hy aan my goed gedoen het. Amen. Dit mag dalk voel of God ons vergeet het. Dis wat Dawid hierso sê. Hoe lank gaan U my vergeet? Hy voel dit. Hy sê dit. Hy skryf dit. Ons lees dit. Dit mag dalk voel of God Suid-Afrika vergeet het. Dit mag dalk voel of God nie soewerein is in hierdie wêreld nie, want moslems van die wêreld oor, al hierdie slegte dinge gebeur. Maar dan gaan hy en hy maak die stelling, U bly goed vir my. Terwyl ek voel, dit gaan nie goed nie, glo ek en ek bly spreek, dit gaan goed met my, want U sorg vir my. Vreugde is nie die afwesigheid van probleme nie. Dit is die bewussyn van God se teenwoordigheid in die probleme. Was God teenwoordig Dinsdag toe Cecile in die ongeluk was? Ja, hy het haar beskerm. Die kar is 'n aardse ding, dit kan vervang word, haar lewe kan nie. Die bome wat omwaai, was God teenwoordig gewees? Ja, daar was storm weer gewees, maar God was nog steeds teenwoordig. Paulus kom en hy sê vir ons, waar leef ons hart? Leef ons hart die heeltyd in die ongeluk, in ons omstandighede? Nee, ons hart moet leef waar God is. Daarom maak hy die stelling, wees bly. Wees bly, vind jou vreugde in God, nie in die omstandighede nie. Vind
Jou vreugde in die wete dat God is alomteenwoordig, hy is by my, hy sal my nie los nie, hy sal my nie eenkant stoot nie. Ware vreugde kom uit God se teenwoordigheid, nie uit ons omstandighede nie. Dan kom hy en hy sê, bid geduldig. Hoeveel keer hierdie week het jy gebid? Hoeveel keer hierdie week het jy met die Here gepraat? Want bid is nie net daar op jou knieë gaan voordat jy gaan slaap in die aand by die bed nie, soos wat ons geleer het in die ou dae nie. Bid is 'n gesprek met die Vader, met Jesus Christus, met God die Heilige Gees. Hoe gereeld hierdie week het jy in gesprek ingegaan met God? Maar dan sê Paulus vir ons moet dit gedurig doen. Hoekom? Romeine 8 vers 15 tot 17 sê hy, want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep, Abba, Vader. Die Gees self getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is. En as ons kinders is, hier sê dit so mooi, dan ook erfgename. Erfgename van God en mede-erfgename van Christus. As ons naamlik saam met hom ly, sodat ons ook saam met hom verheerlik kan word. Paulus praat nie hier van bid gereeld 'n formele gebed nie. Hy praat nie hier van gaan bid daar by jou bed voordat jy gaan slaap in die aand nie. Hy praat nie hier van rituele gebede nie. Dis belangrik dat ons dit in ons lewe inbou. Hy beskryf hier 'n lewe van verbintenis. Is dit nie wat hy vir ons in Romeine gesê het nie? Ons is verbind met God. Ons is erfgename. 'n lewe van verbintenis met God. My gees tot God se gees. Kind tot Vader. Hart tot hart. Wees bly in God se teenwoordigheid. Bid gedurig. Wees gedurig in verbintenis met God. Jou gees tot God se gees. Kind tot Vader. Want ek is die kind. Hy is my pa. My hart tot sy hart. Want wanneer my hart verbind is met sy hart, soos wat dit veronderstel is om te wees, dan gaan die bietjie wat ons nou beleef nie regtig saak maak nie. Is dit maklik om dit te sê vir julle? Nee, want ek is mens, ek wil hê dit moet goed gaan met ons, ek wil hê dit moet genoeg wees. Maar wanneer my hart connect met God, soos wat dit gedoen het donderdagoggend, toe ek hierdie vers gelees het, toe al hierdie goeders nie saak gemaak nie. Want toe weet ek, God se teenwoordigheid is groter. Ons moet lewe in konstante bewussyn en konneksie met God. Bid gedurig. Wees gedurig in konneksie met die Vader. Dan gaan ons gesprekke miskien bietjie anders te begin lyk. Dan gaan die 20 gesprekke wat negatief was hierdie week, bietjie begin positief raak. Begin lewe gee. Dan sê hy, wees dankbaar in alle omstandighede. Nou hier wil ek vir julle konteks gee. My eerste ene op. Om dankbaar te wees in alle omstandighede, beteken nie ons moet dankbaar wees vir alles wat met ons gebeur nie. Want baie mense sê, ons moet dankbaar wees vir die ongeluk wat op ons pad gekom het. Dis nonsens, ons moet nie dankbaar wees vir die ongeluk wat op ons pad gekom het nie. Ek's dankbaar vir die baie reën, ek is nie dankbaar vir die bome wat omgewaai het nie. Dis okay. Hy sê, wees dankbaar in alle omstandighede, maar hy sê nie, wees dankbaar vir alles nie. Ek is definitief nie dankbaar as ek weet, iemand het gesterf op die rypvolle ouderdom van 25 nie. Ek is nie dankbaar daarvoor nie. Dit het gebeur,
maar ek is nie dankbaar daarvoor nie. Wat ek dankbaar is as daai persoon Jesus Christus geken het as redder en saligmaker, dan weet ek hy is op 'n beter plek. Maar ons moet dankbaar wees in alles. Terwyl ons in die storm is, terwyl die ongeluk tref, moet ons dankbaar wees teenoor die Here, nie dankbaar wees vir die ongeluk wat tref nie. Habakuk 3 vers 17 tot 19 sê vir ons, alhoewel die vyeboom nie sal bloei en aan die wingerdstok geen vrugte sal wees nie, die drag van die olyfboom sal nie teleurstel en die saailinge geen voedsel oplewer nie. Die kleinvee uit die kraal verdwyn en geen beeste in die stalle sal wees nie. En dan sê die skrywer, nogtans sal ek jubel in die Here. Ek sal juig in die God van my heil. Die Here is my sterkte en hy maak my voete soos die van 'n hert en hy laat my tree op die hoogtes vir die musiekleier op 'n snaarinstrument. Die skrif wys vir ons hierso weer eens, die pyn is 'n werklikheid. Die bome het geen bloeisels nie, so daar gaan geen vrug wees nie. Daar's nie vee in die krale nie. Daar's nie kos vir die nasie nie. Dit gaan nie goed nie. Die pyn is werklik. Die verlies is werklik. Dit wat met ons gebeur het hierdie week is 'n realiteit. Dit kan nie weggevat word nie. Ons moet dit hanteer. Dit is werklik. Maar God bly steeds. Dan sluit hy af. Dit is God se wil. Romeine 8 vers 18 tot 19. Want ek reken dat die lyding van die teenwoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie, want die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God. God wil hê ons moet naby aan hom leef, want hy weet wat hy vir ons in store het, en dit wat hy vir ons in store het is baie beter en groter. En ek kan aangaan, as dit wat ons nou beleef, God het net die beste vir ons in store. So miskien het die ongeluk jou reeds getref. Miskien leef jy nou in 'n seisoen waar jy nie weet wat se kant toe om te gaan nie. En jy het nie al die antwoorde op dit wat gebeur nie. Maar ek wil afsluit met die volgende en dan wil ek hê ons moet vir mekaar bid. Onthou, wanneer die ongeluk tref, onthou in die seisoen waar jy nou is, jy het 'n God wat naby is. 'n Vader wat hoor, 'n verlosser wat verstaan. Ons het laasweek gesê hy is die hoëpriester, hy weet waardeur ons gaan. En ons het 'n ewige hoop in hom. Daarom kan ons bly bid, want ons weet hy is 'n realiteit. Ons kan bly glo. Ons kan bly dankbaar wees, selfs in die storm. Nou so 3 weke terug het ek spesifiek hierdie beleef, dankbaar wees, selfs in die storm. Daar storms in ons koppe, daar storms in ons lewe, en ons bid vir 'n antwoord, en ons bid vir 'n uitweg, en ons bid vir rigting, ons bid vir al hierdie dinge, maar die storms bly daar. En 2 weke terug het God vir ons 'n antwoord gegee, en het God vir ons die storm stil gemaak. En later die dag sit ek by ons braai, en ek sit net en ek geniet die son wat sak, hulle noem die golden hour, die goue kleur van die laatdagson, en die wind raak ewe skielik stil, en ons sit daar, en ek beleef die vrede. En in daai oomblik sê God vir my, jy weet daai skrif wat ek vir jou sê in die Bybel, die vrede wat alle verstand te bowe gaan,
Ek beleef in daai oomblik, beleef ek nie daai vrede, en God sê vir my, in jou storms, hou aan my soek, hou aan bid, wees dankbaar dat ek daar is, en ek sal vir jou vrede gee. En ek het dit eerstens beleef, so ek weet, dit is die waarheid. So wanneer ongelukke tref, sê Paulus vir ons die volgende, wees altyd bly, bid sonder ophou, en wees dankbaar in alle omstandighede, want wanneer jy dit doen, lewe jy in lyn met die wil van die Vader. En God seën ons wanneer ons in sy wil lewe. Ek wil jou uitnooi, kan almal julle oë toemaak vir my, asseblief en julle koppe sak, en nie nou rondkyk nie. Ek wil jou uitnooi, as die ongeluk jou getref het, as jy in 'n storm is, want dit is deel van die ongeluk, as hierdie wat ek vandag oor gepraat het, resoneer in jou hart, wil ek jou uitnooi om nou te staan. Almal moet nog steeds hulle oë toe hou en afkyk, ek wil niemand op die spot sit nie, maar staan vir my. Here Jesus, dankie dat ons die vrymoedigheid het om in U huis te kan staan, voor U gebreek en te kan sê, ek is in 'n stormtyd, en daar's ongeluk in my lewe, maar Here, vandag wil ek die waarheid van U woord oor elke persoon uitspreek wat hier staan. Mag die vrede, wat alle verstand te bowe gaan, nou oor hulle neerdal. Heilige Gees, mag U vir hulle rustigheid gee in hulle harte. Mag U vir hulle vasmaak, dat U is teenwoordig. U het die antwoord. U is Vader, en U los ons nooit alleenig nie. Here, ek bid in hierdie oomblik, dat U vir elke persoon wat hier so staan vandag sal wysheid gee. Hoe om die situasies reg te hanteer. Geestelike volwassenheid, dat ons nie soos kinders sal optree nie, maar dat ons sal optree soos ware ambassadeurs vir die koninkryk van God. Here, my gebed is dat daar sal voorspoed wees en oorvloed wees in ons lewens. Genesing waar genesing moet wees, antwoorde waar antwoorde moet wees, reg waar reg moet wees, en toedeure waar toedeure moet wees. Here, ons weet, ons almal sit hier vandag en ons almal glo dat U is God. En ons almal glo dat U voorsien. Ons glo dit. Here, vir 'n oomblik vra ek net dat ons net weer sal bewus raak daarvan. Here, mag ons woorde verander van dood spreek na lewe spreek. Want die woord sê, lewe en dood lê in die mag van die tong. So kom ons as kerk, en kom ons as individue, begin lewe te spreek oor elke liewe situasie. So Here, vandag kom ek en ek spreek lewe oor elke persoon, wat hier sit, in hierdie gebou vandag. Here, dan spreek ek die mense, wat perspektief verloor het, wat moedeloos geword het, mense wat sit in 'n gat en nie weet wat se kant toe nie. Here, ek spreek lewe oor hulle. Mense wat net eenvoudig nie meer lewenslus het en nie lus het om op te staan in die oggend. Here, spreek ek lewe, lewenslus, nuwe vuur. In die naam van Jesus Christus. Here, dankie vir U woord. Dankie dat U Vader is. Dankie dat U Jesus, die Verlosser, ons Hoëpriester is. En Heilige Gees, dankie dat U ons Comforter is. Ons leiding is. En dankie dat U genesing bring. Ek bid dit in die naam alleen, Jesus Christus, ons Hoëpriester.
Amen.